Ons dankofferfees, daar sien jy dit ook op die bord, die tafel wat die Here vir ons voorberei, die genade wat hy aan ons bewys, die liefde wat hy oor ons uitstort, die feit dat ek in sy hande is en dat ek altyd daar sal wees, dat ek veilig sal wees by my Here, by my God. Maar daar is 4 realiteite waaroor ek vanmôre wil praat in terme van ons dankofferfees. En die heel eerste een is, ons kyk terug. Ons moet altyd terugkyk om die werke van die Here te sien. Ons kyk terug en ons besef wat het die Here gedoen. As ons kyk na 'n moeilike seisoen wat verby is, 'n moeilike jaar, dan kom ons by hierdie vers uit Johannes 9 vers 31 en ek wil dit graag vir ons lees. Johannes 9 vers 31 in terme van uitdagings, in terme van hopeloosheid, in terme van ek het nie meer antwoorde nie, in terme van wat gaan ek met hierdie situasie doen, met hierdie siekte, met hierdie probleem wat ek beleef, waar ek nie antwoorde het nie. In terme van dit alles, Johannes 9 vers 31, ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het en doen wat hy wil, luister God na hom. As iemand vir hom ontzag het en doen wat hy wil, dan luister God na hom. Hierdie jaar wat verby is, so ver hierdie seisoen, wat verby is op die punt van 'n nuwe seisoen, weet vanmôre, wees oortuig daarvan 100%, die Here het jou gehoor. Elke smeekgebed, elke bekommernis wat jy voor hom gebring het, die Here het jou gehoor. Hoekom? Want jy het hom aanbid. Wat beteken dit om die Here te aanbid? Dit beteken om voor hom te buig. Here, U is my God, ek kom voor U uit nederigheid. Ek kom voor U uit liefde. Want U het my lief en ek het U lief. Ek kom voor U uit afhanklikheid, Here, ek kan nie sonder U nie. Ek is afhanklik van U en ek kom voor U en ek buig voor U vanuit dankbaarheid dat U my God is en dat U vir my omgee. Weet verseker, jy wat die Here aanbid, die Here hoor jou gebed. Soos ons hier gelees het, is 'n aanvaarbare feit. Ons weet, dis nie ons hoop ver langs nie, ons weet, die Here hoor ons. Hoekom? Want ons aanbid hom. As jy die Here aanbid, as jy doen wat die Here van jou vra, dan hoor God jou. Nou dink aan die verlede, dink aan die tyd wat verby is, dink aan jou gebede voor die Here, dink aan jou uitroep tot hom, daai magtelose gevoel, maar Here, net U kan my help en weet as jy daai gebed bid, dan hoor hy jou en hy antwoord jou. Ek het 'n mooi beskrywing gehoor vir hoe dit werk. Dis wanneer jy, dit is nou in die ou tyd 'n soldaat was en jy het 'n swaard gehad. As jy daai swaard trek en hy's in jou hand en jy is reg vir die geveg. Dit is hoe 'n gelowige reg staan vanuit die punt, ek het voor die Here gebuig, ek het hom aanbid, ek het my gebed voor hom gebring en hy sal my antwoord. Daarom as ons terugkyk, sien ons onsself met die swaard in die hand. Gereed, want ek buig voor die Here. Ek het hom aanbid. Ek het voor hom gebuig. Hy is my Here. En hoor vanmôre hierdie versekering, die Here het jou gehoor, ons het dit gelees. Die Here het jou geantwoord. Miskien nie presies soos jy wou nie, maar die Here in sy wysheid, die Here in sy liefde vir jou, die Here in sy genade teenoor jou, het jou geantwoord.
Want hy gaan nie stil bly nie. As sy kinders tot hom roep, dan sal hy antwoord. Die Here het jou geantwoord. En daarom hierdie uitdaging, laat ons hom aanbid. Dit begin by aanbidding. Ons aanbid hom en hy hoor ons. Maar as ons sien, as ons terugkyk in die verlede en ons sien hoe hy geluister het, dan aanbid ons hom weer. As ons die tafel sien wat hy voor ons berei, dan aanbid ons hom weer. Dan buig ons weer in nederigheid en liefde, in afhanklikheid en dankbaarheid. Ons aanbid hom en ons dank hom, want hy is ons Here. So as ons terugkyk, die eerste punt, hy het ons gehoor. Laat ons aanhou om hom te aanbid. Laat ons hom dank vir die feit waar ons nou staan vandag, by die begin van 'n nuwe seisoen. 'n Jaar wat nog voor lê. En weet, soos hy gehoor het, soos hy geluister het, soos hy geantwoord het, so sal hy weer. Maar die tweede punt, Psalm 95 vers 6 en vers 7, maar wie is ons, en ek wil dit vanmôre vra, want ons moet by hierdie punt uitkom, wie is ons, dat ons tot die Here kan bid, wie is ons, dat ons tot hom kan nader, en sê, Here, hoor my gebed, Here, ek buig voor u, in nederigheid, liefde, afhanklikheid, maar wie is ek, dat God moet stil staan, en aan my moet luister as ek bid, as ek deur hierdie moeilike tyd gaan, as ek nie weet wat is die antwoord nie, as ek magteloos is, hoekom sal God na my luister? Hoekom moet God na my luister? Psalm 95 vers 7. Wie is ons dat God na ons luister? Psalm 95 vers 7. Hier sê die vers, hy is ons God. Hoekom kan ek tot God nader? Wat gee my die reg? Wat gee my die reg om vir hom te buig en tot hom te bid en sê, Here, hoor my gebed? Want hy is ons God. Nou, daar is baie meer opgesluit as net, hy is ons God, want die naam wat gebruik word vir God in hierdie punt is Elohim. Nou, Elohim is 'n meervoudswoord, maar dis ek het nou net die Engels, dis 'n construct. Dit is 'n ongelooflike naam wat God vir homself gee, waarmee hy homself aan ons openbaar. Hy sê, ek is God, ek is Elohim. Maar Elohim, hierdie woord, hierdie verbuiging beteken, dis 'n God wat in verhouding staan. Dit is die wonder. Dis hoe God homself bekendstel. Ek is die God wat in 'n verhouding met jou staan. Daarom sê ons, maar hy is ons God. Hy is ons God. Hoekom? Want dis God se naam wat dit vir ons sê. Hy staan in 'n verhouding met ons. En ek wil vanmôre vir jou vra, aanvaar jy dit? Aanvaar jy dat God, die lewende, almagtige, heilige, groote God in 'n verhouding met jou staan? Nie jou ver af sien en sê, daar loop jy nie. Maar dat hy in 'n verhouding met jou staan, dat hy by jou is. Aanvaar jy dit vandag? Hy is ons God. Maar hoe kan ons dit sê? Ek vra die vraag vir jou, hoe kan ons dit sê? Dis net uit sy naam, uit die verbuiging van sy naam. Maar hoor hoe gaan hierdie vers verder? Hy is ons God, dis wat sy naam sê, en ons is sy volk. Beteken, ek behoort aan hom. Ons is sy kudde. Ons is sy skape. Hy is betrokke by ons. Deur sy hand versorg hy ons. Deur sy hand. Nie deur 'n huurling se hand nie, nie deur iemand anders nie, maar deur sy hand versorg hy jou. So sy naam sê, hy is jou God. Hy sê, jy is my volk, my kudde, my skape, ek versorg jou met my hand. Dis hoekom ons tot hom kan nader, dis hoekom ons tot hom kan bid. Wat het gebeur? Die kruis van Jesus. Die lam wat geslag is
En hy wat gekoop het deur sy bloed, dis Openbaring 5 vers 9, wat gekoop het deur sy bloed, elke volk, elke stam, elke taal, elke nasie, het hy vir hom gekoop, sy kinders. En dit is wie jy is vandag. Vanuit sy naam, vanuit wat hy gedoen het. Dis hoekom ons kan bid tot hom. Dis hoekom ek tot hom kan nader. Wat is my reaksie? As ek dit hoor, sy naam sê, hy is my God. Hy spreek die woorde, jy is myne. Hy versorg my. Kom ons gaan na vers 6 toe. Wat is ons reaksie? Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. As ek agterkom, hy is my God. Hy luister na my gebede, toe ek geroep het tot hom. Hierdie seisoen wat verby is, hierdie jaar wat verby is, toe ek geroep het tot hom, het hy geluister en hy het geantwoord. Hoekom? Want hy is my God. Hy het my gekies, hy het my sy kind gemaak. En daarom hierdie uitdaging, kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. En ek gaan vra dat ons dit nou sal doen. Dat ons nou voor hom sal buig, dat ons nou voor hom sal kniel. Dat ons nou hom sal aanbid. Dink aan gister, aan eergister, dink aan hierdie seisoen wat verby is, dink aan hierdie jaar wat verby is, dink aan alles wat jy deurgegaan het, en weet, sy woord staan vas, ek is jou God, en jy is myne, en ek versorg jou. Net daar waar jy sit, maak jou oë toe en bring dank aan hom, aanbid hom. Buig voor hom sê, maar Here, U en U alleen is my God. Ek erken, ek bely dit, U is my God. Daar waar jy sit, aanbid die Here, buig voor hom. Here, ek aanbid U. Kom ons bid. Amen. Ons kan nie net terugkyk nie, ons kan nie net in die verlede bly nie, ons moet vorentoe kyk, want dis wat God van ons vra, is altyd, gaan vorentoe, kyk vorentoe. So hoe kyk ons vorentoe? Johannes 4, vers 23. Ons kyk nou vorentoe, ons kyk na die jaar wat kom, ons kyk na die seisoen wat kom, ons kyk na dit wat voorlê. Wat gaan gebeur? Wat moet ek doen? Ek kyk terug en ek sien, God was daar, God was getrou, hy het geantwoord. Ek kyk vorentoe en wat vra God van my met hierdie nuwe seisoen, met die res van die jaar? Johannes 4 vers 23. Maar Jesus praat met die Samaritaanse vrou, hy sê hier, maar daar kom 'n tyd en dit is nou, dis vandag. Maar daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in die waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. Wat is ons toekoms? Wat is ons fokus vir die toekoms? Wat is my fokus vir môre, vir die res van hierdie nuwe seisoen, vir die res van die jaar, vir die res van my lewe? Om die Here te aanbid. Want dis wat Jesus hier vra. Dat ons hom sal aanbid. Dat ons hom sal aanbid met alles in ons. Dat ons hom sal aanbid in die Gees en in die waarheid. Wat is aanbidding? Ons het dit nou nog sê, buig voor die Here. Aanbid hom vir wie hy is, aanbid hom vir wat hy gedoen het, buig in nederigheid en liefde, in afhanklikheid en dankbaarheid, buig voor die Here en sê, maar U is my God, ek aanbid U. Aanbid hom, want dis ons verantwoordelikheid. En dis iets wat ons baie keer vergeet. My verantwoordelikheid. Ons praat oor God, hy luister na ons gebede. Ons praat oor God, hy sê, ek is jou God, jy is myne. Ons praat oor God. Maar wat is ons verantwoordelikheid? Om hom te aanbid in Gees en in die waarheid. Dis ons verantwoordelikheid, dit is wat ons moet doen. Hoekom doen ons dit? Sodat ons gered kan word? Nee,
deur Christus is ons mos klaar gered. Ons is klaar vrygespreek. Ons is klaar kinders van God nou. Vanuit die feit dat ek God kan aanbid, dat ek kind van die lewende Here is, dat hy sê, maar jy's myne. Daarom het ek 'n verantwoordelikheid. Vanuit my verhouding met hom, aanbid ek hom in die gees en in die waarheid. Wat beteken dit om die Here te aanbid in die gees? Met alles wat in my is. Vanuit my verhouding met hom, onthou wat het hy gesê? Hy is ons God Elohim. Vanuit my verhouding met hom, met my hele hart, met my hele siel, met my hele gees, met my hele verstand, elke liewe dag van my lewe dien ek die Here. Nader ek tot hom, tree ek in sy teenwoordigheid in, want hy sê, jy is my volk, jy is myne, kom na my toe, en ek kom na hom toe, en ek sê, Here, sien my raak, Here, sien my uitdagings, Here, hoor my gebede, en terwyl ek dit bid, weet ek, maar hy hoor my gebed. Hoekom? Want dit staan so, dit is 'n sekerheid, God luister na die gebed van die wat hom aanbid. Hoekom aanbid ek hom? Want hy is my Here, ek is gered deur sy bloed. En so elke liewe dag tree ek tot God, tree ek in sy teenwoordigheid in die teenwoordigheid van die almagtige heilige God. Ons kan hom nie verstaan nie, maar ons tree in sy teenwoordigheid in, saam met die Heilige Gees, elke dag in sy teenwoordigheid. Dis ons verantwoordelikheid, tree in en aanbid hom, met alles uit jou uit. Jou hele hart, jou hele siel, jou hele gees, jou hele verstand, elke liewe dag. En ons aanbid hom in die waarheid. Wat is die waarheid? Wie is die waarheid? Beter vraag, wie is die waarheid? Jesus Christus. Hy is die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is ons fundament. Hy is ons hoeksteen, hy is die een wat ons dra. In die waarheid wat hy spreek. So dien ek die Here, soos Jesus sê, volgens sy voorbeeld. Sy woorde, sy dade, dis word my woorde, my dade. En so aanbid ek my God. In die waarheid, soos Jesus sê. Ek ken die waarheid, ek hoor die waarheid, ek hoor die woord, ek lewe hier volgens. Elke dag, dis my verantwoordelikheid. Ek nader tot hom in die gees, ek aanbid hom in die waarheid. Soos Jesus Christus aan ons dit bekend maak. Dis ons uitdaging. Aanvaar jy hierdie verantwoordelikheid vandag? Is dit reg? Is dit te veel gevra? Wie is jy? Jy is kind van God. Dis in sy naam ingesluit. Dis in sy uitspraak ingesluit. Jy is myne. Dis ons verantwoordelikheid. Laat ons so leef. Laat ons hom so aanbid. Die laaste ene, nou, ons het gekyk na die toekoms, ons het gekyk na die verlede, gesien die Here antwoord ons het gesien, hy is by ons het agtergekom, hoekom ons voor hom kan staan, ons het ons verantwoordelikheid gehoor, nou hoe gaan ons dit maak werk? Hoe gaan ons hierdie uitdaging om God te aanbid maak werk? Hoe gaan ons dit kan doen? Die laaste gedeelte is Psalm 122. Psalm 122 vers 1. Dis 'n pelgrimslied, dis van Dawid. Hoor wat sê hy? Ek was bly toe hulle vir my sê, kom ons gaan na die huis van die Here toe. Kom ons gaan na die huis van die Here toe. Hoe gaan ons hierdie aanbidding opdrag kan uitleef? Hoe gaan ons elke dag tot God kan nader in die gees en in die waarheid? Hoe gaan ons kan reageer teen God wat sê, maar ek staan in 'n verhouding met jou. Jy's my volk, ek dra jou, ek luister na jou gebed, ek hoor jou gebed, ek antwoord jou. Hoe gaan ons dit maak? Volgens hierdie vers, ons gaan dit saam doen, saam as die bruid van Christus. En hoor mooi, ek was bly toe hulle vir my sê, kom ons gaan na die huis van die Here toe. Kom ons aanbid saam. Kom ons kom elke Sondag saam en ons nader tot ons Here. Ons is die bruid van Christus. Hy kom om ons te kom haal, sy kerk. Hoe gaan ons dit leef? Kom ons lewe dit saam. Dis moeilik om dit alleen te doen.
Dis moeilik om alleen daar op jou plaas te staan en te sien hoe droog dit is. Ek het nie antwoorde nie. Wat maak ek? Bel iemand en sê, kom bid saam met my. Ek's bekommerd oor die toekoms. Wat gaan hierdie nuwe seisoen bring? Kry iemand, bid saam. Gaan saam na die Here toe. Ons is sy volk. 'n volk is nie een nie. 'n volk is 'n groep. Groep gelowiges. Die bruid van Christus. Dit is wie ons is. Kom ons vat hierdie nuwe uitdaging van 'n nuwe jaar, van 'n nuwe seisoen aan en sê, Here, saam met mekaar. Saam met mekaar sal ons dit doen en ons sal dit doen tot U eer. Ons sal dit doen tot U eer. Hier's 'n tafel vir ons gedek. 'n feesmaal. Die Here bewys sy goedheid, sy guns aan ons. Kom ons vat dit. Kom ons gaan sê dankie vir die verlede. Kom ons kyk na die toekoms. Here, ek sal U aanbid. Op my knieë voor U sal ek wees. Saam as 'n gemeente, as 'n gemeenskap van gelowiges sal ons dit doen. Want ons staan op U woord. Met U uitdagings. Vir afsluiting gaan ek vra dat ons sal bid. Bid vir jouself. Bid vir jou verhouding met die Here. Bid vir jou om voor hom te buig en hom te aanbid. Bid dan vir jou gesin. Draai jou gesin by die naam op aan die Here. Bid vir jou plaas. Draai jou plaas op aan die Here. Jou werk. Draai jou werk op aan die Here. Here, seën my werk. Here, seën my plaas. As jy werkers het, bid vir jou werkers. Bid vir jou medewerkers. Maar kom ons kyk vorentoe. En dan sê Here, saam sal ons U dien. Saam sal ons U aanbid. Saam sal ons voor U buig. Want U is ons God. U laat my by 'n feesmaal aansit. Kom ons dra dit op aan die Here en sê, Here, in die toekoms lei ons, bewaar ons en seën ons. Want ons aanbid U. Ons dien U. Ons staan in 'n verhouding met U. Ons is gered deur U bloed. En daarom wil ons U dien, soos U vra. Kom ons bid tot die Here.